Hoofstuk 5. Liefde vir mense. Hier is 'n baie belangrike eienskap en ons het reeds in die vorige hoofstuk daarna verwys, maar ons moet nou 'n bietjie stil staan en hierop uitbrei, want ek dink dis tog op 'n manier iets waarmee ons almal sukkel. 1 Tessalonisense 3 vers 12 sê Paulus, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. Dit is nogal interessant dat Paulus die woord oorvloedig gebruik, want die woord oorvloedig is amper soos wanneer jy koffie maak en jy gooi te veel water in en dit loop oor. Net so sê Paulus moet ons liefde vir mekaar, dis vir medegelowiges, en ook vir alle mense moet dit oorloop. Dit moet oorvloedig wees en dit sluit ongelowiges in. Ons het reeds in die vorige studie hierna verwys om te sê, weet julle, ons moet lief wees vir die Here, maar ons moet ook lief wees vir ons naaste. Maar kom ons brei 'n bietjie uit hierop. Jesus sê in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Wanneer ek God liefhet, dan is ek lief vir die dinge waarvoor God lief is. Kom ek herhaal dit. Wanneer ek lief is vir God, dan is ek lief vir die dinge waarvoor God lief is. Nou vir wie of vir wat is God lief? Ons almal ken die versie van sonnaskool daar, Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is daarom baie duidelik, dat God is lief vir mense. Ek het mense lief, omdat God hulle lief het. 2 Petrus 1 vers 5 en 7. Julle moet in alles in die stryd werk om julle geloof te verryk met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. So ek het mense lief omdat God hulle lief het. Ek het ook mense lief want dis hoe ek Jesus aan hulle wys. Johannes 12 vers 32. As ek van die aarde af verhoog is, sal ek mense na my toe trek. Hoe trek Jesus die mense na hom toe? Wel, deur my en jou liefde. Hoe wys Jesus vir die wêreld dat hy lief is vir hulle? Deur my en jou. Wanneer ek en jy lief is vir mense wat ons onder normale omstandighede nie sou lief kry nie, dan wys ons Jesus. Ek het ook mense lief omdat die liefde van Jesus my dring. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dring ons. Ek het nie 'n keuse nie. Ek kan nie na iemand kyk en besef, Jesus het aan die kruis vir hom gesterf, maar ek hou nie van hom nie. Ek gaan nie Jesus vir hom wys nie. Ek gaan nie lief wees vir hom nie. Ek kan nie dit doen nie. Die lewe is te kort daarvoor en my geloof is te belangrik. So, dis maklik om mense lief te hê wat jou lief het. Dis net maklik. Dis maklik om mense te groet wat jou groet. Dis maklik om vriendelik te wees met mense wat vriendelik is met jou. Dit vra egter geestelike volwassenheid om mense lief te hê wat anders optree as ek en jy. Om mense lief te hê wat anders lyk as ek en jy. En hier is die belangrike ding. Ek en jy kan dit nie in ons eie krag regkry nie. Ons kan dit net doen met die Here se hulp. Ons kan dit net doen deur die krag wat die Heilige Gees vir ons gee. Begin vandag bid. Begin vandag die Here vra om vir die Here te sê, Here, laat my deur die bloed van Jesus na elke mens kyk, gelowig of ongelowig, vriend of vyand, dit maak nie saak nie. Ek wil Jesus uitleef teenoor elke persoon en teenoor enige persoon.